En ons is aan die rekord. Alta, hoe gaan met jou? Hoi, nee, goed. Hoe gaan dit dan by jou kant? Nee, daar is die klagtes nie. Elke keer as ek 'n podcast rekord, dan is dit elke keer voel dit vir my asof ek van vooraf opstel. Ek is nog besig om my ritme te kry met die podcast ding. Een of ander tyd dan sal ek my perfekte ateljee omgewing hê met al die bells en whistles. Ek weet nie, ek voel altyd, dan verander ek dit, dan verander ek dat. Nee, ek dink dit is 'n interessante metode wat jy gebruik en ek het nou so 'n bietjie gaan kyk na jou profiele in die goeders, Antoine, en dit was my interessant om te sien hoeveel goeders kom op, soos ek die Ford advertensies gesien, ek weet nie of ek mag adverteer hier nie, en dit was my jy nogal... kan bos gaan, jy kan hier enigiets sê, is niks dit was my interessant om dit te sien. Wat ek bietjie gesukkel het, is om van jou vorige podcast te kry, so daar's 'n lek in jou website, jy sal moet bietjie kyk daarna, dat jy miskien vir ons sulke links opsit na die vorige podcast toe. Ek sal dit doen, ek is juist besig om te kyk, ek sien Google, jy praat nou so, Google het 'n ding beskikbaar gemaak vir meer gebruikers, Canvas. Ek weet nie of jy dit al bietjie mee gespeel het. Ja. So ek gaan bietjie kyk of ek nie 'n website kan opkikker met Canvas nie, net om te sien hoe ver dit gaan. Want daar was maar 'n tyd wat die webwerwe wat hulle uitgespoeg het was beperk, maar dit lyk vir my of Canvas potensiaal het. So ek gaan die webwerf opdateer. Op die oomblik is dit net 'n RSS feed wat daar opkom wat net sê dit is die podcast op Spotify. Maar daar is op YouTube ook en op Apple Podcasts en op die res, hulle almal is daar. Mense maar net intik om die tafel met Antoine of around the table, sal jy op Google. So dit was die keywoorde wat ek nie Ek podcast Antoine en is nog die begin daar. Ek klets net vir die lekker, so dis lekker. Nee, Jessie, dit is 'n baie lekker ding. Ek het jy's 'n vriend wat ook baie oulik is met die generative AI goeders. Ek gaan nou maar so die Engels en die Afrikaans meng. Ek hoop jy's okay daarmee, want absoluut. Dit is 100%. Ek het nou wag. Jy kan flip ook as jy wil. Maar dan kry ons minder kyker. Generatiewe kunsmatige intelligensie klink vir my iets met beeste doen. So. Wel, enige afkorting met kunsmatige intelligensie in Afrikaans klink of dit met beeste te doen het. KI, onder andere. So ek sê maar net KI. Ja. Hoorie, maar waarmee hou jy jou besig by die universiteit deesdae? Jessie, Antoine, dit is 'n ongelooflike opwindende tyd, dink ek, op hierdie stadium. Dit is aan die een kant is dit krisisse, ons weet nie hoe om alles te hanteer nie, en op die ander kant is dit verskriklik opwindend om te kyk hoe kan ons al hierdie generative AI tools en goeders op so 'n manier gebruik dat dit studente bevoordeel. So dit is regtig 'n baie opwindende tyd by die universiteit, en ek party dae het ek so knop op my maag, dan dink ek ons staan op so 'n verskriklike krisis op hierdie stadium in terme daarvan dat ons nie authentication het met wat studente doen en hoe hulle dit doen nie. Maar ek dink soos met enige tools, wanneer mens begin dan val mens amper na die verkeerde kant toe, en dan een of ander tyd dan kom hy terug, is amper soos 'n swendel, nee, wat noem dit pendelen, swendel. So huidiglik hang ons hier in hierdie kant waar studente bietjie dit misbruik, waar ons regtig 'n probleem het, want as jy net kyk na formative assessment, en dis nou assessment waar ons die studente net assessments gee, klastoetsies en sulke goeders, of assignments eintlik meer, daaroor gebruik hulle generative AI. Ek bedoel, hulle skryf, gebruik dit om hulle toetse te skryf, hulle gebruik dit om hulle assessments te doen, en sulke goed, en dan kry hulle die fantastiese punte natuurlik, en dis nou wat interessant is, nou begin ons om sommer generative AI gebruik om dit te merk, so nou is dit al 'n geval van generative AI merk generative AI, so kie op kie. Ja. Nee, en die kie sê vir homself, hoor jy, wel gedaan. maar ek dink ons gaan teruggaan. Ons is nou maar net in 'n krisis stadium. Daar's baie universiteite, soos jy miskien mag weet, wat dit heeltemal verbied. Hulle sê nee, ons gaan nie dit toelaat nie. Maar ek het
baie slegte nuus, daar is op hierdie stadium regtig geen manier wat ons kan authenticate nie. Self Turnitin, wat ons nou gebruik om te authenticate, kan vir jou aanduiding gee, en in sy eie woorde sê hy, there is a strong indication of use of generative AI. So, ons kan nie op hierdie stadium vir 'n student 0 gee vir 'n assessment nie. My goeie vriend, Prof. Gerard Stol sê altyd, as jy wil authenticate of die student dit self gedoen het, sit hom agter 'n rekenaar, gebruik proctoring, of sit hom in die lesing, in die eksamenlokaal of in die lesinglokaal en dat hy daar voor jou eksamen skryf. So ja, baie opwindend, baie interessante goeders wat gebeur op hierdie stadium, maar ek wil vir jou sê, in die algemeen is die onderwys in 'n krisis, en ek wil nie eers weet wat gebeur op skole nie. Ek wil nie eers weet nie, want daar is die kinders nou al slimmer as die onderwysers, maar hier probeer ons voorbly. Ons is besig met 'n beleid op AI in die algemeen, nie net op generative AI nie, maar jy weet, beleide is maar altyd daai level, ons sal eties optree en sulke goed, en dan het ons 'n verskriklike oulike guideline wat geskryf is deur Education Innovation, wat sê hoe moet ons generative AI gebruik, en die regte manier, en waarvoor kan jy dit gebruik, waarvoor kan die dosent dit gebruik, waarvoor kan die student gebruik, so baie opwindend, baie opwindende goed wat hier gebeur. Maar, as ons nou, ek dink altyd aan die planeet as 'n ruimteskip, in daai wetenskap fiksie rolprente, en in die wetenskap fiksie rolprente het jy altyd so 'n dingetjie waarmee jy kom praat, hy is altyd in jou oor, of jy het data gehad in Star Trek. Of die klase, of iets. Ja, en jy kan hom altyd 'n vraag vra, jy kan sê, wat is hierdie, en dan gaan hy, volgens wat ek, die beperkte kennis wat ek het, die tipe blaar van hierdie plant, beteken dit, jy gaan doodgaan in 3 minute, as jy gesteek is. Maar ek is gesteek. Daai, dan hardloop hulle in skar. Maar kunsmatige intelligensie is deel van jou bestaan in die toekoms, volgens wetenskap fiksie. Verseker. Maar hier is dit nou. Hier sit ons sit met agente, wat jy mee kan praat, jy kan jou foon aansit, en jy kan met Google, Gemini kan jy praat, jy kan met Siri kan jy gesels, jy kan met al die verskillende agente op ChatGPT, jy kan jou stemme kies, ensovoorts. Hulle is hier, en ek dink, ons sal later by die voordele daarvan kom, die ooglopende voordele, maar moet die moderne opvoedingsinstellings nie maar net sê, hierdie is nou deel van die mense bestaan nie, en miskien, ek weet nie, net aanvaar dat hierdie toerusting is deel van ons nou. Laat dit in die eksamenlokaal toe, met ander woorde. Ja, verseker. Nee, hulle kan dit nie eksamenlokaal toe bring. Neem nie my daar dan val geen. Maar dis sover, ek dink, ons moet dit dalk moet ons die manier van toets anders maak, want ek dink nou aan sommer jou eie vraag, want jy sien, die probleem is leerverlies. Die probleem is, as jy dink daaraan aan die mens, daar's 'n klomp goeders wat ons die vermoë half begin verloor, en ek het dit gesien, nou moet ek versigtig wees om nie te sê by wie nie, want net nou luister die persoon later na hierdie podcast, maar ek het gesien met van die jonger geslag, met die dat hulle calculators begin gebruik het hulle, jy kan nie meer vir 'n kind sommer sê, wat is 10,000 maal 10,000 nie. Hulle moet dit op die calculator uitwerk. Hulle daai vermoë verloor om hoofdenke te doen. Maar, so what? Nou, wanneer, en daar's ander goeders, ons sien dit met die ingenieurs en goeders ook, waar ingenieurs voorheen met al hierdie meters geloop het, en hulle het goeders afgemeet en sulke goed, en daai ou het dit nou vir 10 jaar gedoen, en jy sê vir hom, okay, hoe ver is dit van hier af tot daar, dan sê hy, is 10 meter. Dis 'n intuïtiewe vermoë, ja. Daai intuïtiewe vermoë sit ons besig om te verloor. Nou, om daai intuïtiewe vermoë te kan behou, plus om die knowledge base te behou, en nie leerverlies te veroorsaak nie, want dis die gevaar, as jy AI te veel gebruik, dan is daar seker 'n knowledge base goeders wat jy verloor. So, ja, mens kan sê, bring AI in, maar ek dink die key is hoe jy dit gebruik.
as ons so bietjie verder kan kom in AI, waar ons agentic AI, en ek sal nogal graag met jou wil praat oor agentic AI, want ek dink dis die toekoms. Ek het gister gehoor waar iemand sê AI gaan word soos water en elektrisiteit. Dit gaan net 'n nodigheid word. Ons gaan nie daar sonder kan wees nie. Kan jy sonder kie op hierdie stadium? Ja. Kan jy sonder kie? Nee, wel, ek moet jou sê, ek raak paniek bevang as ek nie ingelog kry nie. So. Want my lewe is totaal getransformeer. Ek kan nie sonder kie nie. Dit gaan my dag totaal opneek, want my produktiwiteit het toegeneem. En jy moet weet, ons wat so baie verslae skryf. Ek het dae gesit en verslae. Al hierdie goeders, al hierdie data bymekaar kry, al hierdie analises doen en sulke goed. Maar, okay, om terug te kom, ek dink ons het nog steeds 'n basis knowledge nodig. As jy dink aan die ingenieur, as hy nie weet wat is die regte formule en wat doen daai formule wanneer hy nou 'n nuwe brug moet bou nie, die siviele ingenieur. Want onthou, elke brug wat hy moet bou is uniek. So hy moet nog steeds gaan en hy moet nog steeds sekere parameters gaan. So die assessering gaan moet verander, waar jy voorheen waar 'n ou op daai intuïtiewe prosesse staat gemaak het, gaan 'n mens daai intuïtiewe goed is nog steeds gefundeer in jou base knowledge. En daai base knowledge is nog steeds nodig. So ja, of die kinders het wil weet of nie, as jy ingenieur wil word, gaan jy nog steeds wiskunde 1 moet doen, en ons gaan jy nog steeds in 'n klaskamer sit, en ons gaan nog steeds kyk of jy kan algebra en calculus en al daai goeders doen. Dit gaan nie wegraak nie, want daai base knowledge vir jou om te verstaan hoe werk al hierdie goede, SWK, waar hulle dink aan ruimte en al hierdie goeders, jy gaan dit nog steeds nodig hê. Ek dink waar dit 'n groter verskil gaan maak is later, en dan natuurlik in omgewings waar ons goed kan outomatiseer. Ek het nou gister met iemand gepraat, die agentic AI wat jy nou kyk, wat ChatGPT het, die Pro weergawe, kos R4,000 'n maand. Nou, as ek 'n tour operator het wat vir my help om 'n hele tour uit te werk, en ek gaan eerder en ek gebruik agentic AI, vervang ek iemand wat my salaris R20,000-30,000 'n maand kos met iets wat R4,000 'n maand kos. So daar is waar die probleem lê. Maar almal sê jy gaan aan die einde van die dag, as jy dit verstaan en goed kan gebruik, gaan jy nog steeds beter wees as die ou wat jy gaan vervang. So ja, nee, okay, nou het ek klomp goed gesê. Nee, maar dis interessante goeders, en die vraag is, daar's 'n klomp gevare wat mens net uit daai enkele voorbeeld van 'n toer operateur kan 'n mens dink dat jy skep die risiko vir 'n nuwe elite, mense met hoë funksionerende kunsmatige intelligensie wat jy duurder voor betaal. Ja. Jy hoor wat ek sê? En mense wat dit nie het nie, want hulle is besig om dit klaar te stratifiseer. Jy kry 'n intree vlak key, en dan kry jy nou daai super key, en die ding is nie net, hulle stratifiseer dit nie net volgens sy vermoë nie, hulle stratifiseer dit volgens die spoed van die vermoë. Daai wat jy meer voor betaal, dink vinniger. En daar's iets anderste, iets wat jy nou gesê het, trigger iets anderste by my. Mense met IT-agtergrond, jy het self IT gedoen toe jy op universiteit was, nee? Ek het IT-vakke gehad, maar ek het BCom eie keuse gesluit. Ja, BCom gedoen, maar jy het IT-vakke gehad, ja. Mense met bietjie IT-agtergrond, merk ek op, kry meer in diepte tipe prompt engineering gedoen. Dis asof hulle daai natuurlike aanvoeling het van hoe werk programmering en wat moet jy vir hom gee en wat het hy nodig, teenoor die kind op die straat wat sê, skryf vir my 'n debat oor of 'n argument of poesie of wat ook al. Daai denke oor hoe werk die tegnologie, gee jou daai vermoë om hom beter te gebruik. So dis miskien 'n interessante ding, so ons gaan nog steeds mense
gebruik oplei in as programmeerders en sulke goeders, maar die manier wat ons development en sulke goed gaan doen, gaan heeltemal verskil en dit is nog 'n exciting omgewing om oor te praat. Ek weet nie of jy daaraan belangstel nie. Nee, ek stel daaraan belang want ek sien in my geestesoog. Nee, ek dink nie ek sien dit in my geestesoog nie. Ek sien dit in my geestesoog, maar ek dink dit is realiteit alreeds is dat jy kry ouens wat kodeer, ouens wat mobiele toepassings maak by verskillende vervaardigers, ouens wat toepassings maak vir vir rekenaars, jou desktops ensovoorts, vir Windows en Apple en wat ook al, wat alreeds 'n sidekick het op 'n skerm langsom, 'n AI sidekick om seker te maak, jy kan vir hom, al skryf jy die kode self, jy kan vir hom sê optimeer dit. Ja. En daai is 'n baie interessante veld want ek sal nooit vergeet nie wanneer dit ChatGPT uitgekom einde 2023. Die eerste model was einde 2022, maar die publieke vrystelling was 2023. Ja. My eerste blootstelling daaraan was in Desember 22. Toe het ek daarmee gewerk en ek en professor Elof het 'n gesprek gehad want hy het dit gebruik, sy dogter het op daai stadium getrou en hy het dit toe gebruik om te help om die speech te skryf en hy was nou vreeslik, toe sê ek vir hom daai dag, Jan, programmering gaan verander, dat die klem gaan lê op die ou wat die goed kan integreer en die stelsel kan maak werk en nie meer op die ou wat kode skryf nie en dit is nou ek wens ek het dit gaan ergens neerskryf, jy weet soos Einstein hulle hierdie gesegdes en goeters het, dat ek kan sê ek het dit daai dag gesê. Okay, maar maak met AI 'n meme. En dan sal ons almal dit deel. nou daai is nou besig om te gebeur. As jy nou bietjie gaan lees oor wat gebeur met die programmering en goeters, die ouetjies leer programmeer nog steeds in 'n hoop en okay, wat ons vind as hulle weer eens die formative die summative toetsing en die goeters doen waar hulle assignments doen, dan is hulle baie oulik want hulle kan die programmetjies skryf, maar sit hulle in die klaskamer en hulle moet daai goeters uit hulle kop uitskryf en kan hulle dit nie doen nie. Ja. So dit is 'n probleem. Maar nou is die vraag, is dit regtig 'n probleem? Nee, ek glo dis nie 'n probleem nie. Volgens my kom die talent nou om daai goeters te integrate, want jy kan met prototipering en agility en al hierdie goeters, ewe skielik kan jy 100 opsies hê en kyk wat stiek. Maar voorheen het jy een opsie gehad, nou toets jy, nou verfyn jy, nou gaan jy so en dit is 'n vreeslike lang proses. So al hierdie goed soos DevOps en al hierdie goeders, integrasie en sulke goeders gaan al hoe meer en meer 'n groter rol speel. Maar okay, dis nou waar net aan die development kant wat ek dink wat dit baie opwindend is. Maar ek dink wetenskap fiksie rolprente bring weer vir ons 'n manier om dit te interpreteer. Ja, Independence Day byvoorbeeld, het jy hierdie hoë funksionerende aliens wat nou die aarde kom oorneem ensovoorts, maar hulle beheer hulle ruimtetuie, hulle UFO's, net met hulle gedagtes, jy weet, hulle raak nie aan iets nie. Maar die koppelvlak is so kompleks, dat die individu sal dit nie verstaan nie, maar jy weet hoe om te gebruik. As jy verstaan wat ek sê, jy weet nie hoe die binnekant werk nie, maar jy weet hoe om te gebruik. Ja. Is die toekoms van die mens nie afhanklik daarvan dat ons begin om onsself vir hoër funksionaliteit in 'n hoër samelewing, die take wat ons ure en dae aan gesoeg en gesweet het af te skuif na elektronika, en dat ons vrygemaak word om nog hoër funksies te doen nie. Met ander woorde, ek hoef nie meer te weet ek hoef nie te weet hoe om die koek te bak nie, maar ek weet hoe proe lekker koek. Wel, dis eintlik 'n dom voorbeeld. Ja en nee. En dis hier waar prompt engineering 'n ongelooflike groot rol begin speel. Want as jy weet hoe om goed te prompt engineer, plus jy die knowledge base van die veld, dan gaan jy meer effektief wees. Maar as jy
vir jou ma, waar jou ma daar sit, wat sy gaan intik, geef my 'n resep hoe om beef stroganoff te maak. Ek kon die resepteboek oopgeflip het by beef stroganoff, ek kon vir Google gevra het, ek kon vir AI gevra het, my tyd word nie regtig bespaar nie, want my prompt het nie 'n hoë funksionaliteit nie, dit het net geef my sekere iets terug. Maar dit is net vir nou. Maar so vir nou, is die ouens wat die hoër effektiwiteit, en ek sien dit hier, ek sien verskillende klasse van generatiewe AI, KI gebruikers, waar jy kan sien, die content, waar ek is nou al goed, ek kan sien as jy vir my die content stuur en is gegenereer, ek het gister met 'n verslag gesit wat gegenereer is deur AI. Die content het nie diepte nie, want die persoon wat het gegenereer het nie diepte op die veld nie. Of het nie ervaring om die diepte te gee nie, so die AI kan net soveel doen. Exactly. So vir die ou wat die diepte op die veld het, hy kan 'n beter prompt skryf en hy kan hom evalueer en hy kan hom beter. Daai is 'n baie goeie punt. As jy regtig 'n goeie AI wil skryf, ek het nou gisterand 'n bots geskryf vir die studente op Pelle, hoe om hulle appelle te doen, en as jy regtig met 'n bot wil gaan sit en skryf wat authentic is, dan moet jy daai ding toets van alle kante af, en jy moet weet wat die proses is, en jy moet weet hoe dit werk, en jy moet kan sien waar so jy moet 'n bietjie diepte hê. So vir nou, ek wil nie praat oor die future nie, want ek is nie siener van Rensburg nie. Ek dink die future is scary. Die future is scary, want as jy dink wat Elon Musk nou al gedoen het met daai breinimplanting. Dis my scary. Ek is concerned about nou, want ek dink die goed gebeur so vinnig. Ons bly nie by net om nou se krisisse uit te sorteer nie. Maar dis die interessante deel daarvan is, die uitkoms is mysterieus, ons is nie seker of ons in die regte rigting beweeg nie, maar ek dink nie ons kan enigsins daaroor stry dat ons is nou op 'n versnelde baan nie. Wel, die kat is uit die hoed uit, of wat sê hulle, uit die sak uit. Die kat is uit. Ons kan hom nie weer terugdruk nie. Dis onmoontlik. Ons kan hom nie van November 22 kan ons hom nie terugdruk nie. Hy is uit. Want die mededingende voordeel vir lande, hoe gaan ons saam met hom leef? Ja. En dis waar ek nie saamstem met die universiteite wat gesê het, jy mag dit nie gebruik nie. Jy kan nie. Ons moet leer hoe om dit te gebruik. En daar gaan elke liewe module in hierdie universiteit, en ek moet nou vir jou sê, ek sit net in die fakulteit van EWIT met so iets soos 300 voorgraadse modules. Elke module, en dis wat dit so interessant maak, moet 'n raamwerk ontwikkel van hoe gaan ek dit gebruik binne in my module, en daar, jy gaan generiese goeders hê wat miskien dieselfde is. Ek gaan miskien WTW 111 en 121 wat albei wiskunde is, gaan ek dit dieselfde kan gebruik, maar elkeen gaan moet dink, en dit maak dit baie moeilik, want weet jy wat het gebeur, oor tyd het modules en goeders ontwikkel, en wiskunde het ontwikkel, en ons gesê, dis hoe jy wiskunde aanbied, en dit is so, en ons het 'n bietjie verander, en ons het 'n bietjie meer calculus, en 'n bietjie meer van dit ingesit, maar hoe ons dit leer, het eintlik nie verskriklik baie verander nie. En dit is vir universiteite, en ek praat nou net uit ons domein uit, die krisis. Nou ek dink net so besighede. Kyk gister 'n podcast wat die ou sê, as jy wil 'n nuwe besigheid begin, gaan na AI toe, dan sê jy vir hom, ek wil, of gaan soek 'n besigheid, sê ek wil 'n Wimpy begin, dan sit jy Wimpy se website in AI in, en dan sê jy vir Wimpy, vir die website, vir AI, hierdie tipe besigheid wil ek begin, skryf vir my besigheidsplan, wat moet my bemarking wees, wat moet al hierdie wees, en dan gee dit vir jou, en is blykbaar ongelooflik, ek het dit nou nog nie getoets nie, maar daai resultate, so ek dink, dis wat dit so lekker maak aan die een kant, maar ook scary, is elke liewe ou,
gaan vir homself, dis my amper asof 'n vernuwing is. Ek ben Anton in jou werk, jy moet nou ewe skielik dink, hoe gebruik jy dit nou? Hoe maak jy jou lewe makliker? Waar is dit vir my? Ek met reporting, waar gaan dit vir my makliker wees? Onderwys, alles. So, en nou wil ek vir jou sê wat vir my scary is. Ek sit hier in die universiteit en dan sit ek met personeel wat hier instap en dan sê hulle vir my, ons glo nie in generative AI nie. en hoe kan jy? Ja, so dit is maar dit is interessant. In my industrie, met die goed wat ek tans sien, ek weet nie, VO3 van Google, weer eens. Ek het nou, my dogter moet 'n toespraak skryf in Engels oor haar gunsteling dier, wat 'n perd is. En dan moet jy nou skryf oor waar kom perde vandaan, wat is hulle habitat, en hoe werk hulle saam met mense, en wat eet hulle en al die dinge. En toe het ek net vir interessantheid 'n videoetjie gemaak, gebaseer op haar toespraak, net so verbeeldingsvlug, ek het net vir AI gesê, ek soek 'n klein miniatuurperdjie, ek sal dit nie oulik wees nie, net so 'n klein perdjie, wat op 'n skooltafel rondhardloop. En toe genereer hy vir my 'n klein perdjie wat op 'n skooltafel rondhardloop, maar wat die interessante ding is hoe bewus daai kie is van die fisika van die wêreld. Daai perdjie hardloop rond op 'n skooltafel met 'n paar boeke op, 'n klomp potlode wat rond lê ensovoorts. En soos hy rondhardloop, skop hy die potlode om. Elke keer as hy 'n boek raaktrap, dan klink die klank anders. As hy op die hout is, dan klink sy pote soos so 'n perdjie, so klein miniatuurperdjie. Daai kie is bewus van hoe die klank klink as 'n denkbeeldige miniatuurperdjie op 'n skooltafel rondhardloop en hy trap elke nou en dan per ongeluk 'n potlood of 'n ding raak. Dis ongelooflik. Ja, dit is ongelooflik en ek dis nie ongelooflik nie, dis scary. Dit is scary want hulle het video's ook gemaak van reklamevideo's as 'n demonstrasie. En nou kyk, ek werk in 'n wêreld, ek werk met my stem. So ek doen radio, TV advertensies, promosies, al die dinge, opleidingsvideo's en so meer. Hierdie goeters is nou daar, nog nie in Afrikaans nie, maar baie naby. Die verskil in 'n paar maande, want ek toets elke nou en dan toets ek die key. ChatGPT en hulle almal, kyk hoe word daai Afrikaanse ontwikkeling gedoen. Verskryf is hy foutloos, maar sy uitsprake is nog power. Maar, weet hulle almal se uitsprake, Afrikaanse uitsprake is power. Is sleg, ja. Maar, met die nuwe VO3, het hulle promosievideo's gedoen in 'n klomp aksente, Engelse aksente, reg oor die wêreld. Spaans, Suid-Afrikaans, alles. Daai aksente, die Engelse aksente was foutloos. En dit is virtuele akteurs, virtuele stemme. Dit is foutloos. Met ander woorde, my industrie is in letterlik imminent danger. Ons akteurs, stemakteurs, fisiese kameraakteurs, rolprente, maak nie saak wat dit is nie. Imminent danger. Ons loopbane is in 'n groot risikotyd. So jy gaan jouself moet herdefinieer as iemand wat jy gaan jouself moet herdefinieer. Jy het nie keuse nie. Alta, waarmee dink jy as ek besig? Gelukkig het ons nog altyd mense nodig wat nonsens praat, nee. Ja, maar die kie kan dit ook doen. Beter as ek. Dis die ding. Ek gaan 'n stempeltjie moet hê in die hoek van die video wat sê hierdie is nie gemaak met kie nie of so iets. Ek weet nie, maar dat jy ten minste weet jy 'n menslike inhoud, maar ons is, ek dink, maande weg, indien dit nie weke is nie, van die eerste kie radiostasie in die wêreld. Waar al die aanbieders is kie, hulle versamel self die nuus, hulle doen al die advertensies, iemand gaan 'n lisensie kry vir 'n FM frekwensie iewers, en hulle gaan 'n rekenaarstelsel aan dit koppel en sê, jy kan adverteer vir R30 advertensie, want dit gaan hom niks kos om die advertensies aan mekaar te sit nie, en elke 10 minute is daar 5 advertensies en hy laat dit net loop en hy ou maak net geld. Okay, maar daar het jy jou besigheidsmodel beskryf van wat jy moet doen. Ja, die ding is net, ek het nie die vaardigheid om dit nou al te doen nie, maar daar is mense wat ek dink die vaardigheid het om dit nou binne weke te kan maak gebeur.
Dis die enigste rede hoekom ek dit nie doen nie, is ek het nie die vaardigheid om dit binne 'n week ek gaan nie die eerste ou wees nie, en teen die tyd wat ek dit gaan doen, gaan dit te laat wees. Ek weet dit vir 'n feit. Yes, dis interessant. Ek het nog nooit daaraan so gedink nie. Ek prioritiseer dit waaraan ek my aandag spandeer. Dit kom terug nou na die agentic AI. Nou, agentic AI, ek het 'n artikel gedoen vir IT Web daaroor. Ek weet nie of jy dit gesien het. Dit is vreeslik interessant. Ek het dit gesien. Nou, die agentic AI, ek het nou so 'n bietjie daarmee rondgespeel. As jy kyk na die ouens wat die goeders wat bou, sit jy met goeders wat jy bou wat net reaktief is. So hy vra vir jou, en ek sien ChatGPT begin bietjie meer semi-agentic raak, want hy gee vir jou iets as jy vir hom iets vra, en dan vra hy vir jou 'n vraag aan die einde. En hy onthou dit. Hy onthou dit, en sê vir hom sê hy moet dit vergeet. Hy onthou al die interaksie. Ja. Hy onthou dit, jy is reg nie, maar hy vra jou 'n vraag. So hy prompt jou, en dit is al bietjie semi-agentic. Dis nie meer ek gee jou net inligting. Ja. Ek skryf net vir jou jy brief nie. Nou kom jy na iets 'n bietjie meer, nou kry jy uit ons chatbots wat vir ons seker funksies moet doen, soos die appel chatbot waarvan ek jou nou vertel het wat ek mee besig is. En daar begin ek en ek lei die student en ek sê vir die student, okay, wat is jou probleem? Hoekom is jy op appel? Hoekom, wat het gebeur? Nee, my ma is dood, en dan reageer die bot en hy sê, okay, maar as jy hy shame, dis so verskriklik jammer dat jou ma nou dood is, het jy 'n death certificate vir haar? Want as jy nie een het nie, gaan kry een, want dan kan jy dit upload en dan kan jy nou appel en dit word deel van jou appel en sulke goeders. Nou dis al bietjie semi-agentic, want daar's bietjie van 'n proses en hy hardloop deur die verskillende stappe. Maar wat vir my scary is hierdie goeders wat jy kry met ChatGPT Pro, ja, waar jy vir hom sê, run and do it. En dit is waarvan jy praat. Run and do it. Want hy kan gaan. Ons het dit getoets, dis scary. En dis waar online kursusse hulle agterend gaan sien. Want daai autonomous agentic AI kan inskryf vir daai module. Hy kan die werk deurlees. Hy kan die toetse gaan skryf. Hy kan die eksamen gaan skryf. As jy nie proctoring of iets daar het wat jy sien, hier's 'n mens wat actually agter hierdie skerm sit nie, kan hy dit alles doen. En ek sê vir jou, dis waar die scary goed lê. Yeah. Dis waar ek nou weer op hierdie stadium en dis daar. Ek dink daai was die een, wat was die ander ene? Claude. Nee, Claude kan dit nie. Ek weet nie of Claude dit kan doen nie. Maar daar was een wat dit gratis doen. Ek het net vermoere, het iemand nogal vir my gesê. Maar daar's 'n paar nuus nou uit wat ongelooflike goeders doen in terme van produktiwiteit, motion AI ensovoorts. Ek weet nie waar hy is nie, maar in elk geval, ja, dit is amazing. Ek staan in belang, so as jy dit onthou, asseblief stuur dit vir my deur. Ja, ek gaan vir jou daai stuur, want as iemand gratis, ek weet met die ChatGPT moet jy die Pro koop. Kyk, 3 modelle. Ja. Die Pro gee jou daai vermoë wat hy oorneem. So jy sê vir hom, ek wil Londen toe gaan. Ek wil nie meer as 5,000 of 10,000 rand betaal vir my kaartjie nie. Ek wil nie in die suide van Londen bly nie. Ek wil in die noorde van Londen bly. Ek wil nie te ver af van die koningin se kasteel af wees nie. En geen loud neighbors nie. Dan vraai vir jou, wil jy hê ek moet net vir jou boek, of wil jy dit eers verifieer? En dan sê ek hom, nee, gou hê, dis my kredietkaart. En daai doen die authentication, en jy moet net daai authentication doen op jou foon. Alles hardloop. Ek bedoel, nou dit kom terug na jou voorbeeld van jou radiostasie. Ja. Jy gaan nog steeds jou radiostasie manager hê, maar jy gaan nie jou akteurs hê nie, jy gaan nie jou aanbieders hê nie, jy gaan nie reklame mense hê nie, niks. Die ding gaan alles doen. Dit is ek glo dit nog nie. dit is daar's 'n verskil tussen dit is fisies moontlik en dit gaan die mense, die gehoor gaan dit aanvaar. Die ding is, daai stasie gaan nog steeds musiek speel
van al die musiek wat in die geskiedenis bestaan wat lekker is om na te luister, gaan hy speel. En die ding is, hy gaan 10 teen daai gehoor so kan fine-tune in terme van waarvan hulle hou en nie hou nie, want hy gaan die hele tyd reaksies soek. Hy gaan die hele tyd sê, hou jy van wat jy luister? Gaan klik nou. Hou jy van dit? Gaan klik nou. Hy gaan die hele tyd toets en die ding is, hy het min inligting nodig, want hy weet hoe om uit min uit te extrapoleer na baie toe. Ons is ons radio is maklik vervangbaar met AI, dink ek. Televisie nog nie. Televisie is miskien 'n jaar of so weg vir die eerste kunsmatige intelligensie programme met mense op die skerm wat eintlik kunsmatig is. Met nuusprogramme, met kunsmatige nuuslesers ensovoorts. Dit gaan gebeur. Ons is nou daar. Daar's geen twyfel daaroor nie. It's coming. Okay, nou wie gaan dit eers doen? Nou het ek 'n vraag vir jou. As jy nou hier op XYZ versekering se webblad kom en jy's 12 uur in die aand en jy het 'n krisis met jou polis en hierdie chatbot pop hier op. Hoe opgewonde is jy om met hierdie chatbot te praat? Hang af hoe vinnig hy my probleem oplos. Nou, hy gaan nie jou probleem oplos nie. Hy gee vir jou 'n menuetjie wat sê A, B, C, D, E en nou jou vraag wat jy het is nie daarop nie. Ja. En nou probeer jy met hierdie ding en nou sukkel jy met hom en weet jy wat, dan raak jy geïrriteerd en dan sit hulle jou deur na 'n telefoonstelsel toe waar jy lekker met iemand praat vir 'n uur en 'n half en dan vind jy uit dit is 'n kunsmatige intelligensie alta. Hoeveel oproepe kry ons deesdae van die banke en goed af met kie? Dis kie. Dis nie mense nie. Hulle klink soos Suid-Afrikaners, maar dis nie mense nie. Ja, ek weet dis nie mense nie. Maar jy weet dit nie. Hulle sê ook nie vir jou nie. Jy sê, hallo Lorato, gaan met jou? Nee, lekker. Weet nou in Engels natuurlik, maar is masjiene. Miskien moet jy moet jy 'n bietjie met jou gehoor vir hulle vra. Hoe hou hulle? Weet hulle wanneer hulle met KI gepraat het of met IK gepraat, intelligensie kunsmatige intelligensie. KI gepraat het. Weet hulle, is hulle tevrede met die diens wat hulle kry? Ja. Ek is so, kom ons kyk nou 'n bietjie. Ek gaan jou nou counter daaroor. As ons dink aan education, toe boeke uitgekom het, toe het hulle almal gesê, onderwys gaan nie meer werk nie, want ons kan alles gaan lees wat ons wil weet in boeke. Toe TV en radio uitgekom het, toe sê onderwys gaan nou nie meer werk nie, ons kan alles kry op radio en TV. Toe die internet uitkom en Google en alles, toe sê hulle, nee, ons gaan nie meer onderwys nodig hê nie, want mense het mense nodig. Ja, jy kan daai mens personification, what is the Afrikaans for that? Jy kan hom persoonlik maak tot so 'n mate dat jy begin dink, is dit nou 'n persoon of is dit 'n rekenaar? Maar mense, die 80% van mense wat nie IT geletterd is nie, gaan nie, dink ek, so maklik al hierdie goed koop nie. Ek dink is juist hulle wat dit die meeste gaan geniet. Toe ons begin het ek gesê, daar's voordele hier aan, wat ons later ook kan praat, en ek dink daai is een van die voordele. Ek dink, mense wat selfone, daar was 'n generasie wat gesukkel het met selfone, toe die smartphones uitgekom het. Daar's 'n generasie wat net bloot gesukkel het. Maar daai sukkel is nou weg, want hulle kan nou nog nie heeltemal so, die fone is nog nie heeltemal daar nie, maar hulle kan met hulle fone praat. Jy kan al met jou foon praat en vir hom sê, doen dit en doen dat, of bel vir die, bel vir daai. Maar ek het nou 'n nuwe TV, ek kan met die deksel se remote praat, sit die TV aan, voep, dan gaan die TV aan. Ja. So, jy hoor wat ek sê, daai kundigheidswaas verdwyn, want jy kan praat. Waar ouma in die verlede moes sy sê, ek wil asseblief my DVD-speler kyk. Nou kan sy net sê, play DVD, en dan piep, 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 gebeur alles van self.
daar's 'n mate van vereenvoudiging wat plaasvind. Ouma wil met Antoine praat oor die radio. Antoine, dis koud vanmôre hier in die Vrystaat. Ja, nee, sy wil en ek dink natuurlik sal almal wil met 'n mens praat, maar nie almal is altyd beskikbaar nie en ek dink veral ou mense is maklik om te vereensaam en dis een van die groepe wat ek dink baie voordeel gaan trek uit kunsmatige intelligensie, want kunsmatige intelligensie gaan onthou, sy het nie lekker gevoel gister nie, hy gaan haar herinner aan haar pille, hy gaan vir haar sê hoe lyk jy weer, hy gaan haar herinner om die hond te voer, hy gaan vir haar sê, onthou môre middag 3 uur is daar 'n doktersbesoek, 'n uur voor die tyd gaan jy kry, ek dink jy gaan caregiver AI's kry. Ja, verseker, dit is, en dit sê hulle alreeds, dis die plek waar dit 'n baie groot rol speel, as jy dink aan remote en die drones wat nou al kan uitgaan en medisyne en goeders vat vir hulle. Nee, verseker, healthcare is iets wat 'n groot rol gaan speel, met sulke tipe goeders, natuurlik hierdie klein robotjies wat ons een van die dae gaan hê, wat ons huis gaan skoonmaak en gaan daar's 'n Roomba by Builders vir R2.500. Dis nie 'n Roomba nie, maar dit is 'n robot. 'n Roomba was op 'n stadium die enigste ene gewees wat jou vloere skop. Ja. Die goed is nou alta, die goed is in Suid-Afrika beskikbaar vir R2.500. Jy pop hom neer, hy kan tot die vloer mop. Dit is ongelooflik. Ons het robotte in die winkels op die rakke en mense koop het. Hulle is hier. Dis die begin. En onthou toe, ek weet nie of jy kan onthou in 93, wanneer die eerste selfone 92, 93, toe die selfone die eerste keer gekom het, is nog daai groot blok selfone gehad. Ja. En ons het toe nie kon dink wat sou gebeur nie. Ja. En hier is ons nou, ek dink ons is op dieselfde drempel. En snaaks genoeg ook 'n 3. Jy het my nou nie kans gegee om klaar te sê nie. Al wat ek vir jou wil sê is toe ons hybrid begin gaan het almal gesê ons gaan onderwys nie meer nodig hê nie. Ek dink jy praat van die COVID pandemiese hybride model, wat COVID veroorsaak het. Ja. Ek dink die mens het altyd mense nodig. So jy gaan altyd vir onderwys, daar's iets wat gebeur en miskien as jy reg, miskien gaan die KI's die vermoë hê om van dit te simuleer, maar daar's iets wat gebeur tussen my en jou as ons 'n gesprek het. Daar's tog iets. En daai iets is wat die uniekheid gaan wees, waar ek terug wil kom na jou ander gesprek toe wat jy gesê het, waar jy gesê het, ons gaan meer effektief wees en ons gaan meer tyd kan spandeer aan goed wat vir ons die moeite werd is. En nou gaan Alta van der Merwe 'n statement maak, en my statement gaan as volg wees. Dis klaar besig om in Switserland te gebeur, laat mense se life balance vir hulle meer belangrik raak en hulle begin 80% en 60% pos te neem. Want dit is vir hulle belangriker om 4 dae van die week by die huis te sit en net 3 dae te werk. Nou daar is hulle baie ryk land, hulle kan dit bekostig. Maar ek dink, Alta van der Merwe 2025, ons gaan oor 'n sekere tyd in die toekoms daar wees waar al hierdie goeders gaan maak dat alles goedkoper word, as ons nou ons waterkarre kan hê en dat alles nie meer so duur is nie, en waar ons dus meer tyd gaan hê om te spandeer om life balance goeders te doen, maar jy gaan net 3 dae 'n week werk en daai 3 dae 'n week gaan jy nog steeds die salaris gee wat jy nou kry. So dit is my voorspelling. Ek hou van daai voorspelling en ek stem saam. Ek dink hierdie dit kan een van 'n hele klomp rigtings ingaan. Die risiko's is legio en die geleenthede is legio. Waarin dit gaan opeindig, weet ons eendag nie. Kan Skynet Terminator situasie wees of dit kan 'n idilliese samelewing skep. Maar ons kan ten minste vir 'n rukkie, dink ek, gaan ons daai voordeel trek waar ek is bly die Switsers doen dit en daar is hierdie druk en is 'n goeie druk. Ek dink dit is 'n gesonde druk. Dat ons die hoeveelheid werksure wat ons in 'n week het minder maak teen dieselfde betaling en 'n hoër kwaliteit, dat jy meer tyd saam met jou mense, ek stem saam. Ek dink ons is klaar daar. Ek is klaar daar. Die enigste ding is nog net bestuurder het nog nie begin herken nie.
Ja. Ons is klaar waar mense, ek kyk net in my lewe, waar ek voorheen 2, 3, 4 dae gesit het met 'n verslag. Ek is nou inteendeel, as ek met 'n verslag sit, halwe dag, dan is ek daar of 'n dag, dan is ek daar waar 'n verslag wat my voorheen 4 ure, nou het ek 3 dae. Wat doen ek in daai 3 dae? Nou moet ek daai tyd opvul. Ja. Gelukkig het ek 'n baie innoverende baas en hy vul dit bietjie vir my op op die stadium. Maar wat as daar nou nie meer werk is om dit nie op te vul nie? Ja. Nou kan ek gaan en ek kan begin sê, okay, Alta, Klaas, ek kry nie tyd vir haar navorsing nie. Nou kan ek daai opvul so my produktiwiteit en navorsing gaan op. Hoër funksies. Hoër funksies, ja. 4 ure oop. Nou kan ek in daai 4 ure ek dink mens moet net bestuur is nog nie daar waar hulle vir my gaan sê, Alta, jy in my posisie wat ek is, jy het 20 take. Bestuur verwag van my as die 20 take klaar is, dat ek nog ander goed doen. En daai moet ek self create. So ek moet nou nog gaan navorsing doen of ek moet gaan goeders doen. Maar ek dink ons gaan op 'n stadium kom mense waar dit makliker gedefinieerbaar is, waar ek sê, Antoine, ek stel jou aan vir 40 ure 'n maand en hierdie 10 take moet jy doen. Of ek stel jou aan vir 10 take. Ja. 10 take. Wat sê jy vir my, hoe lank gaan dit jou neem? Dit gaan my 40 uur. Okay, 40 uur, ek gee jou R40.000. Hierso is dit 10 take vir. As jy dit nou kan regkry om al hierdie tools te gebruik en daai take vinniger te doen, kry jy nog steeds jou R40.000 wat jy voor aangestel is. En dis 'n mind switch, want wat die gevaar is, wat ek gesien het wat in COVID gebeur het, omdat ons kon van een vergadering af gehardloop het na 'n ander vergadering toe deur net te change Zoom, het ons ewe skielik die hele dag in vergaderings gesit. Ja. 8 uur, 9 uur, 10 uur, 11 uur, 12 uur. So, want almal moes bewys hulle doen iets. Want almal moet besig wees. Almal moet besig gehou word. Mens moet, daar's 'n mind switch in bestuur om te sê, om vir mekaar te sê, luister, life-work balance werk as volg. Jou take is hierdie 10 take. As jy klaar is met hierdie 10 take, of jy langs die swembad gaan sit, en of jy wat doen, is jou saak. Maar ek dink, ons is nog nie daar nie. Nee. Maar dit om die waarheid sê, ek dink ons is nou op 'n plek in daai pendulum na COVID, waar meer en meer mense word teruggeroep kantoor toe. Ek dink sodat ons wel kan oppas. Ja, maar nie net dit nie, is ek dink ek weet nie, daar's miskien beskerm die ouens hulle bates want hulle sit met kantore sonder mense in of iets, ek weet nie. Maar dit is verskriklik onproduktief vir mense om in verkeer te sit, en onproduktief vir die omgewing, dat mense die hele tyd petrol moet syp in hulle karre. Dis net 'n gemors, dis 'n totale gemors, en 'n denkfout, dink ek, om mense te roep werk toe om voor rekenaarskerms te kom sit. Ja, ek kyk na Derek. Derek werk nou by 'n company. Ek weet nie of ek mag sê waar nie. Ek mag seker sê waar. Jy mag sê solank jy jou eie, as dit fyn is vir jou om dit te sê, dan kan jy dit sê. Nee, ek kan sê ek doen kontrakwerk by 'n company. Ek gaan dan nie sê wat nie. En hy werk 'n maandag en 'n dinsdag moet hy Johannesburg toe ry en na gaan werk, en op 'n woensdag, donderdag en Vrydag kan hy van die huis af werk. Hy ry van hier af, stap in die kantoor in. Hy ry 5:30 in die oggend sodat hy die verkeer kan stop, sit dan al hierdie verkeer, stap daar in die kantoor in, sit sy oorfone op en is aanlyn in vergaderings die heel dag, of sit daar aan werk, aanlyn in vergaderings, 4 uur of 3 uur sit hy, maak hy sy rekenaartjie toe en dan kom hy terug. Wat het hy bygedra tot daai omgewing, as alles nog steeds hybrid is in daai omgewing? Ek sê nie dis in alles die geval nie, maar okay. Dit is baie die geval. Dit is baie die geval. Ons strukture, en ek dink Switserland is bietjie voor ons. Okay, nou moet ek vir jou sê, as hulle jou net vir 60% of 80% aanstel, dan kry jy minder geld. Maar hulle is bevoorreg, hulle leef in 'n land waar as jy net 80 of 60% van daai salaris kry, waar jy wel kan oorleef. Ja, goeie lewe. Ja.
Ek dink as ek net 60% van my salaris kry, dan gaan ek moet op die hoek van ergens en ergens van staan. Okay, maar dit is ek dink ons het 'n paar plekke in die wêreld waar ons bold besluite moet neem. Kom ek gee 'n voorbeeld, 'n navorsing. As jy nou navorsing doen en jy doen 'n meestersgraad of 'n PhD, dan skryf jy 'n thesis, jy het 'n introduction and literature review, 'n research design chapter, jy die body en jy die einde. Literature review, deep research in chat kan vir jou 'n vol literatuur review vandag doen. En ek wil vir jou sê, daai ding genereer 'n literatuur review wat skrik vir niks. Hoe motiveer ek nou dat ek 'n student vir 6 maande moet besig hou om 'n literatuur review te skryf? Maar niemand is bold genoeg om op te staan en te sê, luister ouens, ons gaan nie meer 'n literatuur review evalueer nie. Wat ons gaan doen, ons gaan kyk na die einde van die literatuur review, hoe bring jy dit alles bymekaar, hoe sinteseer jy en hoe sê jy, hier is nou 'n gap in die navorsing. Ja. Niemand het daai, ek weet nie wie se verantwoordelikheid dit is nie, en ek dink dit gaan in elke industrie se verantwoordelikheid wees om te sê, hierdie is die goed wat ons nou moet aanvaar wat AI gaan doen. Ja. Ons gaan nie, ons gaan ons modelle moet verander, ons gaan ons evaluering moet verander, ons gaan ons alles. Ek weet nie of jy dit kan relate in jou omgewing, en waar is die bold omgewings, waar is die bold goed waar mense moet sê, hierdie moet ons op hierdie stadium is dit in elke individu vir homself. Almal doen dit op hulle eie. Daar's nie 'n rigting wat van en dit is industriewyd. Ek dink elke klankingenieur, elke omroeper, elke stemkunstenaar, elke wie ook al, waar jy 'n geleentheid sien om jou lewe makliker te maak met kies, doen jy dit. Maar jy doen dit op jou eie onkoste. Want daar's geen etiese Nee, daar's geen etiese beperking nie. Nou, maar ek sit in 'n ander omgewing. Etiek by my is 'n baie hoë ding. Ja. Etiek is want onthou, ek sit in 'n omgewing waar ons is creators of knowledge. Wie het daai knowledge gecreate? Jy of die AI? Ja. So, ek sit in 'n bietjie 'n ander omgewing. Ja, wat die speelveld bietjie anders maak. Ek is daarom nou nie besig om myself te skrip met AI nie, maar ek som goed op. Ek kondenseer groot volumes inligting na 'n klein hoeveelheid kernfeite. En kom terug na prompt engineering. Jy sit met die kennis, hoe meer jy vir hom gee, hoe meer kry jy terug. Ja. En in my werk is dit belangrik om dit te kondenseer. Want anders is jou hele... Ja, jy kan nie anders nie. Nee, jy moet konsentreer. Dit is opwindend. Dis interessant, maar ek is vervangbaar. Kyk, 'n omroeper en stemkunstenaars is nog altyd vervangbaar met ander omroepers en kunstenaars. Die probleem nou is, ons is vervangbaar met kies. Okay, so daar's jou krisis en daar's jou krisis. Ja. En jou veld is, hoe bly jy relevant? Ja. En wat bring jy uniek na die tafel toe, sodat AI jou nie vervang nie? Presies. Hy gaan my vervang. Dis inevitable. Nee. Ons gaan nie so negatief wees nie. Ek is negatief nie. Ek is realisties. Hoe gaan jy jouself herontdek dat jy nie vervang word nie? Ek gaan iets anders doen. Maar dat ek vervang gaan word is verseker, is 100% gewaarborg. Okay, ons skryf jou in nou vir rekenaarwetenskap 1 nie by ons, want ek sien jy moet jy moet nou daai ou wees wat daai nuwe radiostasie ontwikkel. Wel, as iemand nou luister wat die kennis het om dit te doen, laat weet my, miskien kan ons die volgende ouens met 'n week of wat klop. Maar ek prioritiseer my aandag en my logika sê vir my dat ons is, as ek nou wegspring, gaan ek nie die ou wat al klaar weggespring het wen met dit nie. Anton, dit beteken jy sal 'n paar stappe voor die ou wat naïef is. En ek wil nie sê watter velde dit is nie, maar ek kan vir jou sê, daar's velde, kom ons vat die toer-operator. Toer-operators is naïef. Die enigste rede hoekom toer-operators gaan bly bestaan,
is omdat ons hierdie rigiede besigheidsmodelle het waar jy sê jy moet 'n service provider wees van die universiteit. En jy moet dan vir my die goed doen en ek moet 'n PO doen en jy moet so as ons hierdie rigiede stelsels begin verander waar ek gaan sê nee, ek gaan daai tour operator nie meer betaal sy 500 of 600 of 800 rand wat hy my vra om 'n boeking te maak nie. Ek gaan AI gebruik want daar's geen risiko betrokke as ek AI gebruik nie. Dis nog 'n mens ding. Mense het nog nie oor daai stappie gekom om daai stap te vat nie. Jou probleem is die oomblik as hulle oor daai stappie kom en daar's iemand met die kennis, so jy kort net daai ou met die kennis. Kort net die ou met die kennis. Of ek moet gaan sit en self die navorsing doen, maar dan skep ek alles af. Ja, dit is waar. Dan ek kan dit doen, maar dan skep ek dan dat jy agterkom dit kan doen. Interessante. En ek het ook nie, ek weet hoeveel kos 'n uitsaai toring en 'n lisensie. En ek weet hoeveel moeite dit is in die kans dat ek 'n lisensie gaan kry. Maar die ouens, daar is ouens wat alreeds lisensies het ensovoorts wat kan oorskakel na kunsmatige intelligensie stemme toe. Daar is. Ek weet van ten minste een lisensie wat in besit is van iemand wat hulle dit kan. Maar dan moet jy merge. Ja. Dan moet jy saam met daai ou werk. Ja, dit is 'n opsie. Ja. Jy moet voorwees, want as jy nie gaan voorwees nie, AI gaan net mense vervang wat vervangbaar is en wat nie voor is nie, wat nie kan dink nie en wat nie kan kreatief wees nie. Ja. Nou ek gee nie om te verander en aan te pas nie. Ja. Want die toekoms met kunsmatige intelligensie is vir my so interessant en ek dink so vol potensiaal vir die mensdom dat ek is alles behalwe negatief oor die feit dat ek vervangbaar is. Ek dink dit is opwindend. It is exciting. ek weet nie, ek wil in daai futuristiese rolprent wêreld leef. Maar die goeie ene, die met die mooi uitkom. Ek wil net sê waar my werksekuriteit lê is solank mense dom kinders maak, het ek werk. Ek was op universiteit, so ek is een van daai dom kinders gewees. Maar altyd baie nood, dit was nou vreeslik interessant. Ek dink ons moet definitief dit gou weer doen. Dit was baie lekker. Ja, nee, ons kan dit met liefde doen. Dit was vir my baie lekker gewees en ek dink dit is interessante goeders waaroor mense moet praat. Ek het soos ek sê, ek het 'n vriend waarmee ek nou nogal baie gereeld hierdie tipe gesprekke en dit raak vurig, hoor. Dis net met goeie vriende wat jy dit kan doen. Dis 'n intellektuele ding en ek dink dit is die ding wat ek dink dit is die ding wat maak dat ons tog mens bly, is dit nie? Dit is. Absoluut. En hierdie is die beste kampvuurgesprekke. Veral as jy die regte mense het. Dankie. Dankie Antoine, dit was baie lekker. Ek waardeer, 'n lekker dag daai kant. Okay. Lekker dag daai kant. Bye.